U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Storytyd saam Stella is 'n heerlike Sondag vroegmiddag, so skuins voor 1 hier op die laaste Sondag van September 2025. Krap ek daar op Dana Snyman sy Facebook page en ek sien staatmaker, die opskrif, so 'n rukkie terug in Augustus wat hy geskryf het. En julle sal nou nie glo waaroor hierdie staatmaker gaan nie, nê. So luister. Ek hoop jy daai lekker drinkdingetjie van jou nader getrek. Ek sit hier by 'n pragtige fontein in die koelte en die weer is net lekker soos die klein beertjies se pap. So 'n koppie koffie is glad nie sleg nie in hierdie weer nie. En terwyl ons nou almal so heerlik sit en ontspan, lees ek vir ons Dana Snyman se staatmaker. Hy skryf: ons het nou al die Koeksuster en die donkie op Orania en Appington onderskeidelik met 'n standbeeld vereer. Hoekom is daar nie een vir 'n toebroodjie nie? Né? Ek praat nie van hierdie gedoentes wat in die glaskas in die garagewinkel vir jou lê en grynslag nie. Swaar gelaai met kruieblare en pretensie. Toria die das stem saam. Hy sê ek praat van jou goeie ou Christelik nasionale toebroodjie. Die een wat jy vir jouself kan maak. Trouwens, dit kan terapeuties wees om vir jouself 'n toebroodjie te maak. Daar staan jy vol donker gedagtes by die yskas in die kombuis, asof dit 'n altaar is. Voor jou lê 2 dik snye brood op die broodplank, skaapwagtersnye, soos my oorlede ma dit altyd genoem het. Nou smeer jy elke sny met botter, niksige margarien nie, botter. Dan moet jy besluit wat jy op jou broodjie wil hê. Ek bederf myself graag met 'n tamatie en kaas broodjie as ek die dag afgerig voel. Jou kaas en tamatie broodjie is die Eben Etzebeth van toebroodjies. 'n staatmaker deur donker en lig. Miskien, skryf hy, miskien moet hierdie monument vir die toebroodjie iewers in die Karoo langs die N1 opgerig word, want wat is padkos sonder 'n kaas en tamatie broodjie? Dit is nou as jy aan die evangelie van padkos glo. 'n kaas en tamatie broodjie wat 'n paar ure in 'n Tupperware bak op die lang pad deurgebring het, is die gaafste. Hy is dan net so diskant suur, soos die lewe self soms is. En wie het nog nie 'n grondboontjie botter en stroobroodjie geëet en weer 12 jaar oud en onskuldig gevoel nie? O, ek moet bieg. Dis nou een van ek en Johan se laat aan snacks broodjies, né? Maar kyk, jy droom darem maar lekker, né? Al jou kinderdae, nes daarna jy sê kon sommer net so een slaps terug na jou toe. Lekker peanut butter en stroop nou ja toe. En dan skryf hy verder: vir my is die wonder van 'n toebroodjie 2 uiterstes raak versoen tussen 2 snye brood, sout en soet, grondboontjie botter en stroop. Of wat van 'n toebroodjie met bologna en soet mosterd daarop. Manne, dit is nou een van my vroegste herinneringe, skryf Dana. Ma wat vir my so 'n broodjie maak en ek wat dit op die agterdeur se trappie sit en eet terwyl oom Dries, die buurman, se resiesduwe in kringe oor die huise se dakke duik en vlieg. 2 snye brood gee waardigheid aan bologna. Maar wat 'n verdagte dis is. Dit is iets zenagtig in die manier, of daar is iets zenagtig in die manier waarop ek 'n bologna en soet mosterdbroodjie maak en eet. Ek probeer aan niks dink wanneer ek dit eet nie, veral nie
Was die donkies wat alpelounie geword het nie. Ag nee. Jastana. Ja, en dit moet soet mosterd wees, skryf hy. Party mense leef hul gastronomiese fantasie op 'n toebroodjie uit. Soos een van my vriende wat eers breinsuiker op sy broodjie strooi en daarna 'n dik laag tomatiesous daarop uitgiet. En wat is liefliker as jou beminde wat vir jou 'n toebroodjie maak? Een met avokado op en bruin peper en sagte gedagtes daarop. Ooh, mense. Julle ry iewers tussen Parys en Windburg en sy gee vir jou 'n broodjie aan en na Bloemfontein se kant toe hang die vogstreep van 'n vliegtyg in die lug en dit voel nie meer vir jou of jy soos Gert Floknel in 1975 laas gelukkig was nie. Net soos 'n bepaalde liedjie sekere herinneringe in my kan losmaak, net so is dit met 'n bepaalde toebroodjie wat ek op 'n bepaalde tyd geëet het. Is dit nie ook hoekom dit so gepas is dat brood so dikwels in die Bybel 'n rol speel nie? Kyk nee, ek dink dit is presies soos wat daarna hy sê, nê? Daar's maar min dinge wat so lekker is soos so 'n kraakvars broodrolletjie. Ek weet nie wat eet julle nou vir Sondag nie, maar ek hoop is net so lekker. Al is dit nou net 'n peanut butter en stroop broodjie met 'n ordentlike skaapwagter snybrood nie. Kyk, dan het jy mos nou koningskos. Nou voor my koffie heeltemal koud word, be blessed, né? And always be that blessing too. Mooi loop. En moenie vergeet om aan te sluit by Storytyd saam met Stella op my Facebookblad of my YouTube kanaal nie. Gaan subscribe of follow, anders dan gaan jy nie die goedjies kry nie. So moenie net luister nie, né? Stuur aan en los gerus daar 'n comment as dit op jou hart is om ietsie te los. Ek geniet die geselsies tussendeur. En verder as dit op jou hart is om 'n saadjie te saai, kan jy so maak in die Capitec spaarrekening van Eresou, spaarrekening nommer 1648245836 met die verwys saad.